Noem maar naand, Jan. Naand, Piet, goed. Ons het nou vanaand kapenaars hier, so 2 van hulle. Manne, wie, dis 2 mooi jong manne. Ja, kinders nou in vergelijking met onze jarigheid, maar nie onaardig lyk het my. Nee, is goed dat ons jong bloed hier Hy ene Nico Nel en 'n Reino Silje. Ek is so bang ons raak vanaand deur mekaar met die 2. Jy is nou Nico. Nee. En Reino. Ek is nou Reino. Raak ons deur mekaar, maak het nou ook die ergste uit. Onthou net die ou met die pankop is Reino. Dis ek hierdie. Maar die ander man is 'n harste dame nog almal. En hulle is nou, hoe was julle toe gevloeg of hoe het julle hier gekom by ons van die Kaap? Ja, kyk, julle betaal ons nou eintlik vir 'n man om nou hier te kom. Toe het ons nou met die SAL hier gekom en hulle het dan toch nou vir ons gekyk na ons daar op daai vliegtuig. Ja, het lyk my julle het nou nog gekalmeer gekom nie van die program. Ja, ons was so gekalmeer toe ons hier kom. Sy sê. Ja, ek was oorgekalmeer. Ja, nee, dit was 'n ek wonder wanneer ek laas op 'n vlug was wat hy nou nie geskit het nie. Gister het ek gevoel of mense ry nou met die motorkar. Nou wat julle nou in die weermag was, julle het dit met die ou dek gery, nee. Nee, ons helikopter het ek baie gery, ja. Helikopter. Maar daarmee dan is die deure af. Ek onthou nog. Ja, maar ek is een van Chris geweest. Ons moes self gevlieg het as ons wou vlieg. Ja, die moeilikheid by die helikopter vlieg natuurlik as jy baie van die manne het uitgeklim met rykie te loop as hulle kom as die chopper weg. Maar dit gebeur nou as in die lug. Dit was 'n lelike ding. So wat nou vir my goed is, ons het 2 jong manne, is eintlik so half 2 army manne ook nog. Jy weet, ons het nou goeie aansluiting by die jong volk. Hoe vind julle dit nou as jy nou daar van die rustige Kaap af kom hier bo? Is dit lekker? Man, is moeilik. Ek het hier gevoel, kyk met al hier ligte wat ook hier op ons skyn, voel ek nou amper soos daai man wat moes 'n heilronk instel op 'n troue wat ek op was. Toe kom hy so op my uit nou, dis nou groot pelle van hom. Vir wie hy nou moet 'n heilronk instel. En hy staan toe, hy het nou 'n speech voorberei vir hom, vreeslik. En hy staan daar so en hy sê, Petronella en Jacobus, die vriende, ek sal vra om so 'n paar woorde te sê vanaand. Nou gaan hy. Ja, man, kom daar. Maar hy dan verkeer. Oei, yes. Hy dan verkeer. Kijk, dit kan ek daar waar ons nou vandaan kom. Kijk, daar is het nog baie motorkarre, maar toe ons nou vandaan hier kom, kijk, ons ken ons ook in die plekkie. En men toe hy net uit die hotel se foyer vandag uitstap, tot binne in die pad toe, hy wil terugstap, toe weet hy nie waar die hotel is, hy raak heeltemal die mekaar is. Nou dink ek aan die storieetjie. Dis die storie is ware besigheid. Daar in die Kaap met die ou oomie en die ou tante kom van die Parel af. Nou ry hy met hierdie ou stikkende ou motorkarretjie, maar hy het nou die radio aan. Hulle gaan ons so vir 'n spin. Maar hulle vat die verkeerde kant van die highway. Hulle ry nou so 10 uur verkeer op. Nou ek veronderstel hier in Transvaal dat man seker ook die helikopters en die goeders wat jy alles verkeerd inlig. Nou hulle het nou die radio goeie op sy helikopter daar so in. En daai man sien my hierso is 'n ou wat nou heeltemal aan die verkeerde kant van die pad ry. Hy laat weet oor die radio
Die mense moet nou uiters versigtig wees, want hierso is 'n man wat heeltemal aan die verkeerde kant van die highway nou opkom. En maar die ouens sit te luister na die radio en hy sit so agter die stuur en hy sê vir die ou vrou, hy sê, en hulle praat hier so van een drywer wat in die verkeer aankom, kyk hulle duisende, kyk hoe kom hulle van voor daar. Nou julle twee is, as ek net reg verstaan het, julle is twee ou vriende wat mekaar nou al 'n leeftyd lank op julle jaartjies sit 'n grappe vertel. Uit die weermag daai. Ja, kyk in die Kaap het jy niks anders te doen nie. Sit nou maar toe, neek aan julle kyk, ou wat in die Kaap moet na Pieter sit te luister man. Ou wat in die Kaap moet nog na 2 uur werk, hy is 'n mislukking. Ja, hy praat nou van die Parel af en dan dink ek my aan 'n storie. Er is nou 'n oom Chris Swart. Hy het vir my die storie vertel daar van Boyside, wat daar in Boyside gebeur het. Nou kyk die inspekteur kom ons nou so om op 'n jaarlikse basis en nou vra hy nou vir die beste, middelmatigste en die swakste in die klas om nou iets om te sê, resitasie of 'n ding. En daar nou, kyk, daar kom ons nou kinders Boyside toe van oor die hele land. En daar toe nou 'n kerel gekom, 'n smid van Porterville. Nou Engels word nou nie vreeslik gepraat op Porterville nie. Ja, daar is nog sulke plekke, ek het op so een groot geword. Ja, maar nou kom die inspekteur, nou vra hy vir al die manne en dan kom op die ou en toe druk hy nou op Smit se naam. En hy sê, Smit, vertel jy vir ons jou Engelse resitasie. Maar ek moet nou weer opstaan. Smit het blijkbaar vreeslik 'n paar voete ook gehad. En hy gaan staan so. Hy sê, the charge of the Light Brigade. Cannons to the left of them. Cannons to the right of them. Inspekteur sê, Smit, into the valley of death. Dankie meneer. The charge of the Light Brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death. Inspekteur sê, Smit, route the 600. Hy sê, dankie meneer. The charge of the Light Brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death, route the 600. Inspekteur sê, Smit, ken jy dalk 'n Engelse resitasie nie? Hy sê, ja meneer, maar hierdie ken ek die beste. Maar as daar nou nog iets is waar ek nou vandaan bly is, is laat ons met die trein gekom het. Want so 'n klompie jare gelede het daar 'n vreeslike snaakse ding gebeur met 'n ou wat nou met die trein juis hier na die Transvaal toe gekom het. Maar hy het nou sy dinge lyk my half 'n bietjie te mekaar gehad en hy was nou nie seker op watter trein hy nou moet wees nie. Maar hulle lei nou vir hom daar op die Kaapse stasie af. Nou het hy hierdie ou army jas van hom het hy nou lekker styf toegeknoop. Dit is mos nou half kouer reg daai kant. En hy het nou een van hierdie draadmandjies wat 'n man destyds gekry het. En nou daar so 'n bietjie karkmelk beskuit en 'n fles koffie en 'n bietjie gekerfde boutong en so 'n bietjie vrugte. En toe hy nou sy gitaar. Een van hierdie ou cheap gitare, die hang nou hier agter oor sy
rug met die stukkie masjientou nou so vasgemaak. Nou, hy stap sommer direk daar na die eerste kaartjie kantoor toe en hy sê, ek wil op hierdie trein, wil ek vanaand klim. Hulle sê, nee meneer, nee, jy is heel die mekaar, op hierdie trein kan jy nie klim nie, want kyk, dis die blou trein. Kyk, hy stop nou net Beaufort West, en dan dink ek, hardloop hy maar sommer reg deur. Ja, hy gaan nie, ek stop hier, die ou sê, nee meneer, dit kan, ek moet op Mykiesfontein afklim, die mense wag vir my op Mykiesfontein, en ek het vir hulle gesê, die treine wil ek deesdae almal dieselfde, daai bloue wat daar deurkom, hy is die trein wat my sal aflei. Nee meneer, sê, ons kan jou nie help nie. Jy kan nie op die blou, daai ding se vensters kan nie eens afdraai nie, hy het mos nou ligversorging. Hy sê, maak nie saak wat hy in het nie, ek sê nou vir jou meneer, ek ry vanaand op hierdie trein huis toe, wat hulle wag vir my op Mykiesfontein. En so het hy nou aangepikkel, tot daar nou 'n ou verbygestap kom. Maar dis net so 'n blok van 'n mens. Hy het net so 'n paar muscles op hom, en had hy nou die t-shirtjie wat so styf is, met die velke net wat so afgestryk is voor. Die ou hoor die gerede kabel, hy sê vir die jong, hy sê vir hom, wil jy op die trein gewees? Hy sê, ja meneer, die man hier is in die boks, hy sê vir my, ek kan nie op die trein wil klim, en die mense wag vir my, ek het gesê, die blauwe kom deur, so ek slop om, hy sê, toe maar nie hoor nie, kom klim jy daarvoor by my, in die engine. Hy sê, en dan meneer, hy sê, meneer hoor nie, ons vir jou raar Mykiesfontein se stasie, sal ons vir jou wel aflei. En soos hulle nou hier, soos die klein stasiekies pikkel nou, so woester en klapmits en daai plekke. Toe sê hy, kyk, daar is net een manier, die trein stop hier, daar is nou net een manier ons vir jou kan aflei, en dit is om vir jou nou op die perron neer te sit. Maar nou sommer so in die ry. En ons sal vir jou nou hier agter aan die koller vashou. Hy sê, maar terwyl ons nou hier die klein stasiekies gaan, wil ek nou net, ons moet so op daar net so 'n bietjie oefen en kom. En as ek nou vir jou hier die venster hang, dan wil ek nou jy moet so lank begin draf. Hy moet oprek. Kyk, jy moet nou reg, wat so nou soos 'n fan like later, maar nie daar oor nie. Jy sorg nou net dat jy loskom. Kyk, 'n man kan nie die nice spoed gaan op siesie, dis moeilikheid. Hy sê nie, maar dis gaaf. Nou dan om so hier aan die koller beet, so die eerste klein stasiekies, nou die perrontjies is mos maar kort. Daar is nie lank perron nie. Nou as hy hom daarom so neersit, so hier op die perron, dan wil hy nou so val, maar die ou jaap hom daarin weer reg, want kyk, hy het hom ons nou hier agterbeet. Nou lei hom net elke keer weer in die engine. Maar toe hulle nou Mykiesfontein se liggies deur in die verte sien, toe is hulle nou al lekker geolie. Kyk, hy weet nou net hoe, sy asemhaling is reg, sy skoene is vasgemaak. Hy het nou daai draadmandjie met die beskuit in die biltong, en al daai goedjies het hy nou in die hand, en hy het nou sy soetkuisie in die hand, en hulle het hom agter in die koller beet, en toe hy nou so 'n paar 100 meter nou so van die perron af is, toe sê die masjinis vir hom, terwyl hy hom nou so uithang met die paar muscles wat net so staan, toe sê hy vir hom, okay, Pia, jy kan maar nou begin warm maak. Nou het hy maar net so 'n ligtige draffie gevat. Kyk, is ja, haastig. Kyk, die stasie lê mos daar nog ver. Nou het hy nou die ligtige draffie gevat, net laat hy daar nou so kan gewoond raak aan die wind en die dinge wat so van voor af kom. En toe hy nou so daarom nou lekker op styl is, toe sê hy, jy beter nou oor 'n tweede keer toe, want hierdie stasie perron kom nou nader. En toe die perron so nader skuif, toe is sy bene net so 'n blur. Dis al wat jy sien. En dit is nou wragtig 'n netjies 'n landing, want hy sit vir hom nou net so waar die perron begin, hier op hierdie fyn gravel. En daar sit hy vir hom. En toe hy vir hom so neersit, toe maak hy tekkie, ting, sy airplane se wiel, hy skop sulke rook uit. En die rook, die warrel nog so van agteraf, en die mannetjie, die sien hulle nie, maar hy sal die ding rook, hy sal die pyp rook, hy gaan nie val nie, want die man het hom nou nog so agter die kolle. En toe hy nou sien, maar nee, wag, hy het nou dieselfde spoed as wat die trein is. Toe los hy hom nou so ligtig so met die hand, en hy gee hom net so 'n ligtige klapjie onder die gat, net so om goodbye te sê. En nou net dat hy die voel die arm is nou los, nou ja, nou is dit begin brieke uitsit. En hy hardloop daai nou sy gitaar en sy. Die gitaar is nou nog hier agterop, en ja, dit is nou juist wat hy dan toe vir airbrakes gebruik, jy weet, hy maak die spul nou oop. Jong, en toe hy so vastrap, toe is dit net merke op hierdie stuk perron. En dis boekwinkel, en stasiemeester, en
Wat so verby hom flits nou. Die vlug die hele wêreld vol. Dit kom Ja. net as ek 'n bluer so by. En net voor hy daar by die perron sal afkom en sy spoed nou so gebreek dat hy dan nou weet hy sal nou dan sy mense kan sien. Dit het hy ook so met die verbygaan gesien. Net laat hy so afsluit toe hang daai gaartjie hier agter uit hierdie trein net en hy tel hom so agter aan die collar op en hy tel hom so binne in die gaar en sê magtig op Pelly amper mis ek die treine. Toe help alsom nou verdamp omtrent niks. Man, Pieter weg. Ek dink ons moet nou eers 'n stukkie musiek hier in die hande kry. Ons het vanaand hier die Koos Barnard Orkees. En hulle gaan vir ons speel Kerel van die Parel om mee weg te spring. Dit is as ek reg verstaan het, die Barnard, dit is 3 broers En 'n seun. en 'n seun. Dis een van die 3 se seun, die ouetjie wat heel ander kant gestaan het. Ja, die jong mannetjie. So is 'n familielike spulletjie Ja, nee, is heeltemal met musieklikheid daarbey. Ja, nee, daar kan jy nie, jy mens jou mond oopmaak as 'n gitaarbarnard daar. Hulle speel hom almal, hulle speel hom goed ook. Uitstekend. Daar dalk nou nog anders wat nou nog van die opkomende geslag is wat ons later mag sien een of ander tyd. Ja, maar ons dan wil hulle sê dankie want hulle speel hom goed. Uitstekend, uitstekend. Hey, nou, jy vertel nou daai storie van die treinryery. Ek dink my nogal net sommer so vinnig aan 'n storie wat my pa vertel het. Wat die kaartjies ondersoeker nou op die trein gekom het, nou knip hy kaartjies, jy weet. En hy kom by die vrou, jy sal nou sê verdomde vrou, want sy toe nou nie, sy soek nou daai handsak van haar deur en sy kry nie haar kaartjie nie. Hy het nou daar gestaan, maar haar is nou kans gegee om nou al haar gebruikte tissues uit te pak nou eers. En sy sê later vir hom, As ek 'n paar rot toe op. sy sê meneer, ek het 'n kaartjie, maar ek kry nou nie vir hom nie. En ek moet afklim, net nou, ek moet hom seker 'n kaartjie kry voordat ek moet afklim, skryf. En hy skryf die kaartjie daar uit. Maar hy moes nou 'n geruk, jy weet, dis 'n gesukkel. Hy ruk en skryf hy, jy weet, en toe hy hom nou klaar het. Maar sy soek nou nog die hele tyd nie so. Toe kry sy haar kaartjie en sy gee dit vir hom. Sy sê, meneer, ek is jammer. Hy sê, goed, en hy
krap hom so deur, hy skryf cancelled. En hy vat die kaartjie, hy sê, maar mevrou, dis 'n ou kaartjie. En hy skryf. Sy sê, ek is jammer, maar ek sê jou, ek het 'n kaartjie gehad. En hy krap, skryf daar, not cancelled. Maar sy soek nog steeds. En sy skryf regtig nog 'n kaartjie. En dis toe die regte ene. En hy kyk so, krap hy so, hy skryf cancelled again. Man, daai klas met snaakse dinge gebeur met ou maklik. Hulle sê een aand sit daar 2 manne in 'n stytjas, maar die stytjas is nou redelik vol. En die ene was 'n halfpad deur die stytjas, toe sit die ander ou nou nog die hele tyd so, die stytjie en kyk, daar is nou net so 'n puntjie nou afgesny. En die ander ou het nou later aan, laat hy dan amper die laaste stukkie van sy styk nou geëet het, sê vir die ander. Hy sê, weet jy, dit is so 'n lekker stukkie styk wat jy daai het, en daai styk is nou ijskoud. Hoekom eet jy nie op kosie? Mens kan maar nie deesdae so baie geld betaal die ding lekker koud word. Die jong sit so hy. Hy sê, jong, wie jy daar nou met my sleg ding oorgekom. Hy sê, ek weet nie op daar stukkie been en hy stuk was hier, maar wie jy, net toe ek byt ek hierdie boeste gampa my middel deur. Nou wil ek graag weet, hoe kry jy nou 'n struik geëet met net 1 set tande? Dis pas onmoontlik. Die ander sê, weet jy, ek dink dit is jou gelukkige dag, we hou net so bietjie aan. En hy steek sy hand hier onder in sy baadjie uit, en hy haal die oulike ou boksie uit. Hy sê, kyk, miskien werk dit. En wragtig binne in die boksie lê 'n netjiese boset. Hy sê, probeer. En hy vat daai stuk, daai set kanne en hy sit hom so in. En toe hy so in het. Nee, ek is verskrikkelijk jammer, ek kan nie, want die ding is daar. Hy sal nie pas nie, die onderste en die bosse kom nie bij mekaar. Toe sê maar, dit is daarom ook nog so tragisch, nie? Waar ook nou net so vast en hy steek sy hand, hy sê, al het my die setje gooi, die boos, en dan gee hom terug, en die pak jy weer in die boksie, en hy sit hom weer terug. En hy steek alweer 'n boksie uit, hy sê, wacht, kyk hierso. En die ou maak die boksie oop, en die keer is dit 'n dubbele setje. En hy haal hy laaste onderset uit wat hy bewerk en hy sit hierdie ander setjie sit hy in. En toe hy so ingewerk het, dat hy nou so sy lek kry. Dis sê nee wat, okay, die dan moet jy ook maar weggooi. Maar die tankie is daarom varstaar van my kant te klein, die rimmelpas hier sê. Sê maar, dan moet jy dit nou maar vir ons maar weer uithaal, maar ek wil nie hê, jy moet desperaat raak nie. Ons sal nog regkom hier na die aand, toe gee jy nou maar net kans. En hy haal die tande uit en hy gee dit vir die man terug en hy steek sy hand hier in die onderbuitjie. En hy haal nog 'n boksie daar. Hy sê, kyk, hierso, miskien werk dit. Maar dit is nou 'n smart set tande, hulle het nog goud ook in. Dekkies. Krenk, die ruby reg in die middel. Hy vat die set tande en hy haal die ander is nou al reeds uit en hy sit die vulletjie so in. En toe dit so in het, laat hy so sy lekker uit, toe sê hy vir die man, hy sê, nee wat meneer, die tande kan jy heeltemal vergeet. Dit moet hy ou nie politiek so gewees het, dit is een ou met so'n groot bek wat sulke tande kan hy so gaat en hy ruk uit, daai stel tande uit, en hy was sommer moedeloos, hy wil nou sommer die vet afval, hy sê, wacht, nou daar is nou nog 1 kans oor. En hy het nou al sy sakke deurgevoel en hier in die agterste sak, daar trek hy weer 'n boksie uit. En die ou sit die tande so in en toe hy die tande so vat. En hy kou hulle so in. En hy werk die lug so tussen die gums en die tande nou so uit. Sê hy, meneer, die tande kon nou net so wel vir my gemaak gewees het. Dit pas fantasties. Verskriklik dankie, so toe eer hy styk voor die koudrak. En die manne eet daai styk. En hulle bestel kaas en beskuitjies.
En is ijscream en chocolate sauce. En al die fieterjassietjies, hulle en hulle gesels so hond uit 'n bos uit. En net so voor die aand omgaan wat hulle wil bladskit, laat die mense nou wil betaal. Toe sê meneer, kan ek net asseblief toch net daai tande weer terugkry so. En ek het weer uitgehaal en net nou maar weer sy in 'n stukkie teruggesit. Hy sê later aan vir die ou, hy sê, meneer, kom maar deur dan kom hy sê, hierdie klomp tande wat we deur nou so aan nou, waar kry we deur al hierdie tande vandag? Maak we deur tande. Hoe wil jy die storie? Die ander kyk ons so sê, nee, ek het 'n pandjieswinkel net hier om die draai. Maar luister, hierdie tande ding wil ek net op sê. 'n Tandarts het ook maar 'n bloody moeilike werk seker, jy weet. Dan kry jy 'n ou, die ou tande gehad van nature byle soos 'n perd. Nou wil die mooi tande hê, maar sy hele gesig is gebou vir byle. Nou kom hy by die tandarts. Nou sê hy, nou hoeka by 'n ander dokter laat tande trek het. Nou moet hy daar tande uitsoek mos, daar by daai samples. Nou kies hy vir hom net sulke tandjies uit. Teen die dag wat hy daai valstande in het, is hy sy kakebene op mekaar het hy net so gesig, hy is so wyd. Hy sê hakkelig as hy sy tande toemaak. Ek het nou al gewonder, ek is ook nie 'n tandarts nie, maar ek wonder nou in hierdie tye wat 'n mens alles nou so aanjaag. Hoekom kan die dokters nou nie behalwe die 2 set tande wat hier in en nou vir jou hier in die middel van die 2 nog 'n setjie wat weeskante kan kou nie. Kyk, dan kan jy mos nou jy kan mos nou 2 kante kan jy mos nou soort van vir jouself help en dan kou jy mos nou by vinniger. Ja, maar daar moet jy nou nie vergeet wat die rol van die tong is nie. Kan julle dink hoe 'n mens, as jy nie 'n tong het, miskien nie kan kou nie? Nou, sou ek 'n spies en plesier gewees het. Ja, natuurlik nou. Maar as jy nie 'n tong het nie, sal die klomp kos hier onder in hierdie dikkie kom lê. Dan byt jy met die tande langs hulle verby. Jy moet plek vir die tong maak. Jy kom met jou tong. Wat ek het gedoen die tong is net daar vir ijskrem eet, want maar so leer mense jare aan die ietsie by. Maar Reino, luister. Jou mooiste story. Kyk, ek ken al jou stories, maar ek meen die laaste 100 keer wat ek daai gehoor het. En die ou wat so by die huis aangekom het, wat hy ook te lank gekuier het by die... Ja, dit is... ek weet ook die partij, vir al vroumense kan nie 'n ding partykeer lekker rede verstaan nie, maar die storie wat gaan nou eintlik om, wel dis nou as volg. Die ou kom nou die aand by die huis aan, dis nou Vrydag aand na werk. Hy het nou al 3/4 van die py uitgesyp nou so, met sy pelle saam. Lang pad huis toe. Maar nou kom die man nou die aand hier by die huis aan. En sy baadjie hang hier agter en die das is nou die kant so weg en hy staan nou met die huis se sleutel. En hy sukkel nou om die huis se sleutel nou in die donkerte hier in hierdie jailop in te kry dat hy nou kan inloop. Maar terwyl die man so staan sukkel om die sleutel nou so in die gaatjie in te kyk, kom vlieg die deur oop en wie staan nie voor hom? Moeder. Staan mami daar. Mami het net so 'n koekroller in die hand. Maar sy het die hare is vol krullers gedraai. En sy het nou hierdie pink doekie om. Maar hy staan nou kyk so op haar... Ja, kyk, hy staan nou kyk nou op hierdie pink pink slippers. slippers, ja. Ja, hy staan nou die pink slippers so staan en kyk en dan sien nog hierdie slaapsokkies ook. Nou staan die arme vrou nou daar voor hom staan en kyk met sulke dooie oë. Sy kyk nou so dwars deur die man. En die staan nou daar so aan die ou Texanse gereekie nou so en trek met dis nou wat amper op hulle, nou sonder die filter. Al wat hy nou die hele tyd so met die een oog wat nou nog so halfpad kyk en sien is nou hierdie koekroller wat sy in haar hand het. En onder aan hierdie koekroller hang die touwtjie met die pryslys hang nou nog net so. En hy staan nou so wikkel. Hy het ook nog nie veel te sê, kyk die wind is nou al vir die man se seile uitgevat. Hy het nou die sleutel nou maar so teruggestrik in sy sak. Nou het hy ding. En hy kyk die antie so en hy gooi die sigaretjies op die grond neer. En die trap moet so meter verder trap hom dood. En hy kyk hy sê, en so nes julle vroumense is. Hier's nie 'n druppel drank in die huis, maar geld vir nuwe meubels nie.
Ek hoor nou die dagen ding by 'n ou wat dan nou ook so aangeklam by die huis aankom en hy daar gesukkel, allerverskrikliks. Maar wragtig, daai sleutel pas daardie aand nie in die deur nie. Uiteindelik toe die vrou gehoor hier's op die stoep 'n lawaai en 'n gekrap aan die gang met iets sê maak die deur oop. Sy sê maar man, jy dan die kar se sleutel, die ou sê o amper start ek die huis. Nou, hulle maak nog die deur oop, en dis daar kan jy dit mos nie waag nie. Jy moet sommer nie skrik raak. So hy kan swaar wees op petrol ook nie. Ja, nee, hy kan. Jy weet, jy praat nou so van moeilikheid met 'n vrou, maar hierdie man stap in by die apteek. Doodnigter. Ek meen, hy maak hier nou werklik niks. En daar staan 'n blok van 'n apteker. Maar so groot. Kyk, jy kry mos nou groot aptekers en heel groot aptekers. Hy is van die heel grootes. Ja, dis die blok flat, soos hulle sê. Hy sê vir hom, meneer, kan jy vir my asseblief iets gee vir Huk? 'n apteker kyk hom so en hy meet hom so. En hy haak af, maar hy klap daai ou. Dat hy daar aan 'n 4 voet tussen die penals en die ander pille. Al die ander pille staan in kapsules. Wat 'n vleisies in die ore ingeklap. Ja. En die ou staan so stadig op en hy vee die spoeg so af. Hy sê, meneer, hoekom klap jy my so? Hy sê, dit help as jy skrik. Dit help vir Huk as jy skrik. Hy sê, dis nie vir my nie, dis vir my vrou, sy sit in die kar. En nou tel 'n mens daarom sulke moleste tel jy daarom op. Kyk, ek vat nou die storie van hierdie ou oomie. Nou, hy is daar maar nou nie meer vandag se kind nie. Maar ook maar kort van draad. Hy stap hier in die platteland, stap hy een aand in die bar, en een middag eintlik, een Saterdagmiddag. En is warm. Dis wragtig warm. En terwyl hy so daar by die bar so ingestap kon, sê die barman vir die man ewe vriendelik, hy sê vir hom, ja meneer, kan ons jou help? Hy sê, gee dat my net daar vinnig 'n biertjie asseblief. En die man pas om die biertjie in, toe die bier so vat toe, begin hy nou 'n performance opsit. Hy sê vir die barman, hy sê vir hom, wat moet ek met so warm bier maak? Wys jy vir my iemand aan hierdie kant van die halfgrond wat so warm bier kan drink? Dis nie waarvoor ek betaal nie, en soms so met die smyt uit die bier so oor die counter, die val te pletter hier langs en die barman dog mensig. Maar die man is dan kort van draad en hy het nog nooit in sy lewe van hy hierdie bar het iemand al met hom so tekeer gegaan. Hy sê, wel, ekskuus tog, ek is vreeslik jammer, dat oom hom so opgeruk het, maar hier is nog 'n bier. En toe hy die bier so vat, toe sê, en dit is nie die soort bier waarvoor ek nou net vir jou gevra het nie. Het lyk vir my, nou is nou iets met jou ore op verkeerd. Dis daai een wat op die rak staan, kan jy nie die verskil tussen die labels sien nie, en hy smyn die bier weer so oor die counter en die val hom weer flenters. En die barman dog, dit sal die dag wees. En sommer terwyl hy nou met die lappie die so staan 'n skoonmaakie voor hom, toe trek hy die oomie so in die dun strooitjie sommer so nader. En sommer so in dieselfde wat hy hom trek, toe klap hy die op. Maar nou klap hy hom hier tussen die barstoele in. Maar die ou oomie het ook so geveel. Hy sê, en dan kan jy ook nie eens kritiek vat nie. As 'n mens julle op julle punte wys, dan raak julle aggressief, maar ek sou nou vir jou sê, as jy nou nog een keer jou hand vir my oplig, dan sal jy dan vandag 'n ander storie sien, en die barman staan soms, en hy klap ons maar met die natlap ook nog. En hy is hier tussen die spulstoele. Ou staan so op die stuur en hy sê, dit was die laaste keer gewees. Jy kan mos nie jou hand in jou sak steek. Jy slaan maar as 'n ou mens, maar jy wil mos 'n slaan ding en wag net so 'n bietjie. Ek is nou hier, laat ek net gou vir my seun loop al. Hy stap daar uit. En 'n wyle later kom hy daar met 'n stuk mense. Hy het nie hier skoene aan, sy tone loop so wie sy paai.
En hy kan ook nie so deur die baar deurkom soos mense gewoonlik deurkom nie. Hy kom so op sy kant so deurgeskuif en hy maak dit nou net. En die pa stap tot so voor die baarman en hy sê vir hom, doe nou net gou weer wat jy net maar gedoen het. Die baarman sê, praat jy met my en soms so in dieselfde vraag, toe klap jy hom so met die linkerhand, maar die keer klap hy vir hom, laat net sy 2 beentjies nou nog so onder die baardeure uitsteek. Hy is al amper in die pad af. En die seun kyk so en hy loop tel sy pa so op en hy sleep hom tot so voor die deur, maar nou staan die oom al so half rieketjie op die voete. Hy sê, sal jy dit net gou weer een keer doen, en terwyl die een nog sy moutjies nog van die t-shirt nog so oprot, toe klap die baarman om laat hy baardeurtjies en die oomie is uit. Hy lê tussen die geparkeerde motors en die ou stap tot so by sy pa. Hy sê, pa, en dan ons moet liewe loop, die gaan pa vandag op pa se moer kry. Ek dink jy moet vir ons 'n stukkie musiek aanvra. Is dit tyd vir Anton en Lucas? Ons, jy ken hulle? Anton Goosen en Lucas Marie. Hulle het nou spesiaal liedjies gemaak vir hierdie program en hulle gaan dit nou sing. So saam. My bokkie is maar suur vanaand, my bokkie is maar suur. Op aande soos vanaand kos haar liefde vreeslik duur. Haar liefde kos my duur vanaand, haar liefde kos my duur. Dis die dat ek so vir die kroegman sit en gluur. O brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, want ek wil nou huis toe gaan. Die toonbank word 'n rots, o ja, die toonbank word 'n rots, waar manne vol van geesdrif net so skepe teen kom bots. Die kroegman deel sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor, gelyk op tussen almal uit, en dan maak hy asof hy roer. O brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, want ek wil nou huis toe gaan. So spoeg hy as hy praat, o ja, so spoeg hy as hy praat, en maak hy kliphard aanmerkings oor alles wat hy haat. So spoeg hy as hy praat, o ja, so spoeg hy as hy praat, en koes ek vir die spatsels van 'n dronker man se raad. O brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, want ek wil nou huis toe gaan. Die loopdop het gepraat, o ja, die loopdop het gepraat, en nou is ek my eie baas, en ek luister nie na raad nie. Die loopdop het gepraat, o ja, die loopdop het gepraat, maar waarom lê my lekker lyf dan nou so seer hier in die straat? O brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, o brandewyn laat my staan, want ek wil nou huis toe gaan. Weet jy wat het ons nou vanaand nagelaat om te doen? Ja, die manne het daarom nerings ook. Jy weet dat die mense net weet met wie ons praat. Ek meen, daai man ontwerp porseleingoeders. Hy probeer hard, ja. Ja, en hierdie is 'n makelaar, maar hy was op 'n stadium 'n staatsaanklaer en seker 'n redelike ruwe student ook en so aan.
Ja, kyk, ek het ook Dat het kyk, nie ons opgesluit. staatsaanklaer. Ek het ons opgesluit. Kyk, ek moes regte Ons gesê ons praat nie nou. ek moet nou regte begin. Maar kyk, jy moes nou Latyn nodig. Kyk nou nie meer nie, nee. Ek kan nou weer dat dink my aan die storie van die student wat nou ook so Latyn geswat het. Jy weet, maar is nou ook daar van die plaas af. Maar hy het sy pa geld gekos, nee. Kyk, baie. Behoorlik is. Baie. Ja, nee, kyk. Hy was 'n normale student. Ja, hy was nou 'n sponge. Jongen, hier na 4 jaar. Toe kom hy daar op die plaas aan, maar hy het nog niks agter sy naam nie. Sy pa sê vir hom, wat het jy nou? Net 'n overdraft seker. Ja, kyk, aan studentenlenings het hy nou ook genoeg nie. Sy pa sê vir hom nou, wat het jy geswat, Piet? Hy dog toe nou, kyk, hy moet nou iets sê waar sy pa hom nou nie kan toets op nie. Hy sê Latyn, pa. Ek het 'n diep studie van Latyn gemaak. Sy pa kyk hom so, hy sê, ou seun, dit is goed. Maar wat is daai windpomp wat daar staan, wat is dit in Latyn? Hy kyk so, hy sê, pa, daai is nou 'n windpompieboes. Hy sê, ou seun, en daai bokgel, hy sê, pa, daar is nou 'n bokgellieboes. Hy sê, ou seun, sê jy nou van pa, daai perdekar, wat is dit in Latyn? Hy sê, pa, daai is 'n perdikarrieboes. Ja. Is dit nou Hy sê ou seunieboes. Haal vir my die sambokkieboes daar nie van huisieboes. Dat ek jou kan opdondergieboes. Maar Nico, jy het iets op jou hart oor. Was daai wat van die student wat in anatomie of iets Man, moes eksamen? kyk, ek het nog nooit medies geswat nie. Dit is nie deel van die kursus as jy regte doen. Alhoewel ek was deur mekaar Ja, genoeg. maar jy daar nog in die steek is dit dan. Kyk, ek het mos Latyn, toe ek Latyn opskop. Kyk, Skopelie met die universiteit ook. kyk ek die juffrou so toe sê ek vir haar, as ek in die Romeinse tyd geleef het, sou dit nie vir my 'n terugslag gewees het as ek doofstom was nie, want ek sou nie die ding kon verstaan het of gepraat het. Maar hulle sê die student het gekom vir mondeling vir medies, anatomie. Maar kyk, toe is die professional lang gat vol vir diep, want hy sien hom nie in 'n klas nie. En die professor sit toe daar so met so 'n been. En die student kom so ingestap. Maar arrogant, man. Die professor sê vir hom, meneer Pieterse, wat is dit? Hy professor, dis 'n been. Hy sê, meneer Pieterse, dis netjies. Maar kan jy dalk vir my sê watter been dit is? Hy professor, dis 'n bobeen.
sien meneer Pieters, dis knap. Jy kan nie dalk vir my sê watter bobeen dit is, die regter of die linker een. As ek kyk professor, laat ons nou mekaar verstaan. Ek wil nie kom nie, ek wil net deurkom. Ek weet dat vir my nou die naar storie vir hulle is die. Nou kry jy daarom ons nou manne wat daar nou ver in die wêreld op kom. So ek dink nou spesifiek aan hierdie twee oomies. Wat mekaar jare laas gesien het en hulle sit nou op die een van hierdie voorstedelike treine, sit die een die ander een so sit te kyk. Hy sê vir hom: Hoorie, ken ek jou nie van eers af nie? En die ander ook kyk hom so en sê vir hom: Weet jy, ek wil al die hele tyd sê, jou gesig lyk vir my ook vreeslik bekend. En so rafel die twee nou die ding uit, dat hulle mekaar nou eindelijk al, hulle het mekaar nou al gesien. Hy sê later, een vir die ander, en hy sê vir hom: Kan jy vir my nou dalk net sê, waartoe is jy nou vandag op pad? Ek sien jy's op pad stad toe, dis ons malhuis daar. Hy sê, Annie sê, man, ek gaan nie shopping doen vandag nie, ek is eindelijk op pad dokter toe. Wat die dokter? Hy sê, daar before sure is die dokter wat na mense keel kyk, hy maak mense keel so smaak terecht. Die ander sê vir hom: Praat jy van dokter Poggenpoel? Hy sê, dis die man, Poggenpoel. Hy sê, Pelly, ek sê nou vir jou, jy kan nie na 'n beter dokter toe gaan, hy het verlede jaar my keel ook reg gemaak. Maar, dit, nou jy so praat, jy weet, kyk, ek het nou my pa daar van Louisfontein, kyk, gekom, nou dan, hulle het mos 'n ongelooflike klomp stories daar so. Nou vertel hy vir my, daar was oom Stoffel Bleek. Redelik synig, welgestelde oomie, maar redelik synig. Dis die wat welgesteld is. Ja. Ja. Dis nou dat Jan van Riebeeck druk tot sy oortraan. Ja, maar nou moet hy het nou ook een van die eerste karre daar so. Nou moet hy vir hom 'n lisensie koop, nou kom hy daar by landingskantoor aan. En hy kyk die ou klerkie so. Ja, nee. Ja, asseblief my ou lisensie gee vir my ou karretjie. Hy sê, oom, dis 'n pond. Hy sê, ag nee, dis daar tog nie 'n bietjie afslag nie. Hy sê, oom, het die kar 4 sitplekke of het hy 2 sitplekke? Want 'n 4 sitplek kar is 'n pond en 'n 2 sitplek kar is 10 shillings. Hy sê, nee, oom, kan ek het 4 sitplekke, maar baie beknop. Pieter, ek dink ons moet daar na Koos Bernhard en sy manne se kant toe staan, na die hele spul Bernhard toe met andere woorde. En hulle gaan 'n ou stuk vir ons speel uit ons kinderdae. Ek dink jy sal hom herken as jy hom hoor.
Maar Jan, jy het altyd 'n storie omtrent 'n donkie. Maar wat ek verstaan is 'n kameel ook maar 'n verdomde ding. 'n kameel. Erger is 'n donkie, Hy kan het ek jou glo sê. wil van sy eie totaal. Hardkoppig. En hy kla gedurig. Hulle sê as jy met 'n kameel boer is soos 'n huwelik. Hy moan laat hy Die oomblik van vrede, ja. So jy kry hom seker min kameelboere wat getroud ook is. Ek meen hy kan dit nie van albei kante af hê. Die boudery bedoel jy dan? Maar in elk geval hierso is mos 'n klomp manne hier op met 'n vredesending of iets. Egipte toe. Toe het hulle nou daar kamele gehuur by een of ander van hierdie eiwis of budget of hertz kameel. Ja. Man kom daar uit. Daar staan hier rooi en wit, 'n geel en swart kameel. Met 'n dakrak. En 'n airconditioner. Koelers ook op mos. Hy het 'n airconditioner in. En 'n rally draadloos. Ja. En sy kabiel is vuil. En hy klim op daai kameel. En daar gat hulle. Maar die kameel weet nou waarna toe om te stap. En hy werk hom nou maar. Nou sit en lees hy sy notas deur, jy weet. Wat hy nou nog moet sê. Man, en die kameel stap 4 dae lank. Toe staan die kameel. En hy klim af en hy stap so om die kameel en hy kyk die kameel so in sy oë. En hy wil hom klap, maar toe dink hy maar hy gaan hom nou maar 'n kans gee. En hy kyk nou of hy nie iets verkeerd sien aan hierdie kameel nie, maar ek meen as jy nie die kameel ken nie, hoe sê jy nou weet daar is iets verkeerd? Hy lyk alsof hy verkeerd van die begin af hier is. Ja. En hy vat daar 'n tou wat hy daar het en hy begin sleep die kameel. Nou kyk sy bagasie is nou alles bo op die kameel se dakrak, nee. En hy sleep die kameel vir 3 dae lank. Deur daai woestyn, maar die kameel is nou net so. En nou die band sê die jumper leads by nie. Ja, daar is die ander kamele Ja. gesterd. Hy sleep hom duin op, duin af. Toe is hy nou hier na die 3de dag redelik gatvol vir kameel sleep. Ek jy kan soveel kameel sleep en dan Dat is nie meer, is half nie dieselfde. Ja, na die 3de dag is dit net nie meer lekker nie. En hy kom die aan so bo op 'n duin, sleep hy daai kameel uit. Toe sien hy daar onder 'n oase en hy sleep daai kameel na daai oase toe. En toe hy hom so insleep in die oase, die volgende oggend so met spitsverkeer. Toe hang hy 'n bord Geldenhuys Camel Works. En hy sleep hom sommer daarin. Ja. Maar kyk toe werk die manne daar aan kamele. Oral hang daar kamele aan blok en tackles. Daar loop mechanics wat vol kameelhare is. Ja, want hy roep daar 'n man wat lyk asof hy 'n voorman is nader. Hy sê vir hom, luister meneer, ek sleep nou al 3 dae lank 'n kameel hier deur die woestyn. Hy sê, is dit 'n gehuurde kameel? Hy sê, ja. Hy sê, is nou net heel waarskynlik 'n probleempie, want hulle jet Ja, stop op van die sand. Ja. Dis die later moet deel die res moet filters in. Ja. Hy sê, maar dit is oké. Jy weet nou wat is die fout. Maar kan jy sy jet skoon maak vir my? Want ek moet move. Ons soek vrede in hierdie land, ek moet move. En hy sê, maar sleep net vir ons die kameel hier oor die put. En hy sleep daai kameel daar oor die put en die kameel staan nou so wydsbeen. En hy klim in daai gat. En hy die mechanic kyk so, hy sê ja nee, sy jet is verstop. En hy vat daar 2 rubberhammers en hy haak af. Maar hy kap nou daai kameel. Laat daai kameel trek sy lip so lank voor hom uit.
En hy gee so 'n skril kameelfluit. En hy begin so te maal. Dis nou tyres. En hy trek daar weg. En hy hol 'n ander kameel wat hulle nou net gespraypaint het. Vol duiker. En hy spring daar oor 'n heining. En hy verdwyn oor die horison. En hierdie ou staan en hier stoei so en kyk. Hy sê, meneer, jy het nou daai ding se jetskoon gekry, maar my bagasie is nog alles op daai kameel. Hoe moet ek my bagasie kry? Hy sê, staan vir ons hier oor die put. Stel ons dan nou maar groet, Pieter. Ons sê baie dankie aan die gaste en die kykers. En julle twee, julle het nog baie jare voor. Ons sal al seker hoeka weg wees, dan hou julle nog aan met julle se stories. Doe so voort. En vir Lukas en vir Anton sê ons baie dankie. En is daar nog iemand wat ons moet dankie sê? Ja, die Barnard het ek hulle genoem. Jy het die orkes genoem, dink ek, in die algemeen. Die orkes in die algemeen, vir hulle baie dankie. En dan sluit die orkes nou af met Italië Swai.